elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Heer. Oh God, He's an awesome God, He reigns from heaven above with the power and love of God is an awesome God. Oh God, He is an awesome God, He reigns from heaven above with the power and love of God is an awesome God. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome love of God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He's an awesome God. He's an awesome God. He reigns on high. He reigns on high. He reigns on Ja, wonderlik, dankie liefde. Goed, ek kan nie onthou nie, 2-3 jaar terug, ek kan nie onthou nie, toe kom 'n vrou en haar broer vir ons kuier en om ons te ontmoet en bietjie met ons te gesels en ek onthou sulke skerwe van die gesprekke en ek onthou met die wegtrek, toe hulle nou daar weg is by ons, toe dink ek, wow, dit was 'n besondere stukkie fellowship en getuienis van iemand wat in eerlikheid en opregtheid, wat 'n skaars kommoditeit is in ons moderne wêreld, eerlikheid en opregtheid met Jesus wandel. En die kontak het ons toe nou, ons het, ja, het was meer as 3 jaar dink ek, daarom, wanneer was het? 2020, is 5 jaar al. En toe het ons nou so sporadies kontak gehad en Elizabeth, sy het ook die IFJJ kom doen. Toe sy die IFJJ klaar gedoen het haar ywer geen perke geken nie. Sy het die kursus omtrent oorgeskryf, ek weet nie hoeveel keer nie. En sy het notaboekies gemaak en geprint en ons het dit al gebruik en daar's mense nou in Heineman wat dit nou gebruik. En ek wil hê julle moet vanaand ek wil nou amper vir jou sê, sit nou terug en luister en hoor iets wonderlik wat Jesus vir jou wil sê deur die lewe van iemand wat 'n reguit pad met Jesus loop. Elizabeth kan nou meer oor haarself daar vertel, maar sy het jare in OUM gewerk, sy was ook jare by Benny Kleinhans, Benny Mostert, Benny Mostert met Jericho Mure, en sy is extremely well connected. Sy het ook dan nou vir my vertel dat sy ken Chuck Norris persoonlik. Maar dit is so lafenis, ons het gister met Elizabeth gekuier, en dit is net so lieflik, vlak van, dit is net so lieflik om te praat oor die heerlikheid en waarheid van Jesus, en ek dink net, dis 'n verryking vir die hele vergadering, om getuienisse te hoor, buite onsself, van mense wat met ywer en liefde kan praat van die heerlikheid van Jesus. So ek vra julle om saam met my te verwelkom vir Elizabeth. Elizabeth, jy kan vorentoe kom, jy weet nou, jy moet hom net so hou, en dan, jy hou hom net so, sê dis min of meer die afstand. Goeienaand almal. Ja. Kan jy nou hoor? Nee, jy moet hard praat. Ek moet projekteer. Asseblief, hoor, ek gaan nou agter sit. Jy gaan 'n projektiel stuur. Ja. Jy wil net, want die oomies en tannies klaar as jy te sak. Goeienaand almal.
Dit is vir my heerlik om hier te kuier, maar dit is intimiderend om hier te staan. Maar toe ons nou so sing, ek sê vir julle dames, ons sal bietjie harder moet projekteer. Want in die hemel is daar min soprane, want die engele is almal manlik. So hulle ons gaan moet iets ekstra doen van ons kant af. Ja, toe Riekert nou vir my vra om my getuienis te gee, toe weet ek nou nie waar om te begin nie, want hoe vertel 'n mens nou net 'n klein kort stukkie van dit wat in jou lewe gebeur het, en om dit aan te sluit by dit wat julle hier beleef, en almal na soek. So, ek dink julle is maar bietjie my ouderdom en bietjie ouer as ek, dalk. Maar ek wil sê, vanaand gaan ek 2 onderwerpe aanraak. Die eerste onderwerp is, wat ons in Psalm 23 kry. Jy weet, in die begin, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, dit is so lekker. Hy verkoop my siel, en dan, spore van geregtigheid. En die spore van geregtigheid lei na 'n vallei met 'n doodskaduwee. Ons bid dit so maklik, maar ons weet nie regtig wat die Here vir ons op ons lewens het, en wanneer gaan ons in daai skaduwee nie. Aan die ander kant van daai vallei van doodskaduwee wag 'n tafel, waarna ons almal verskriklik uitsien, hoop ek, om hom van aangesig tot aangesig te sien. So vanaand wil ek dan praat oor my pad op die spore van geregtigheid. Nou Riekert sê reguit pad, ek kan julle verseker, dit was nie 'n reguit pad nie. So, die begin van my persoonlike pad met die Here Jesus was in 1976, toe ek 16. Daar was iets aan die gang in die land. Dominee Mike Smits het in 1974 begin met wat hulle genoem het die jeug tot jeug aksie. En hulle het plekke gaan besoek en dan vir jong mense die evangelie vertel. Nou ek is in die Vrystaat op skool. Ons is altyd die wat dit laaste moet hoor. So hulle kom toe ook daaraan, maar dit was nog nie, toes ek nog nie wakker nie. Maar ek moet, toe ek 16 is, belydenis van geloof aflê. En hoe nader dit kom, hoe meer wonder ek, wat moet ek bely? Wat is dit wat ek nou moet sê? Want ek voel hierdie is 'n gewigtige saak. En na 4 jaar, se katekisasie, weet ek nie wat se belydenis moet ek maak nie. En so ek gaan na 'n vriendin toe, ek sê vir haar, hoorie jong, weet jy wat ons moet doen? Ja, sê sy weet 'n bietjie en sy haal 'n klein boekietjie uit. Die 4 geestelike wette. Weet nie wie van julle ken daai boekie nie. Campus Crusade het hom baie gebruik. En daar staan dat jy moet afklim van die troon van jou hart en jy met Jesus daar laat sit. So eenvoudige evangeliebediening. Ja, sê ek. Ek doen dit, bid die gebedjie, ek neem Jesus aan as my verlosser. Die volgende 10 jaar, toe pleeg ek die ergste sondes in my hele lewe op universiteit. Ek wandel nie saam met hom nie, want van Jesus as my Here was daar nie sprake nie. So niemand het my ook vertel, wees dieself nie. Nou het ek in my kop die idee, ek is gered. Ek is verlos, ek het mos nou belydenis afgelê, en so hier gaan ek. En my sondes haal my in, maar behalwe dit, my eie ambisie. My ambisie, vandat ek 9 jaar oud was ek wil 'n wildbewaarder word. So alles in my lewe is daarvoor. Ek studeer iets dat ek dit kan doen, ek bewimpel my eie planne, niks van my planne werk op die ou einde nie, en my droom lê aan skerwe. Saam met 'n klomp ander goed wat ek nou nie vanaand praat nie. So ek is moedeloos. Nou het ek nie iets om voor te lewe nie. Nou begin ek doelloos lewe. En een van die doelloos goed tot my skaamte,
ek gaan vat dansklasse. In Potchefstroom is dit 'n groot sonde. OK? Daar kan jy baie ander goed doen, maar jy moet net nie dans nie. En ek begin beleef, in daai tyd is ek 'n diaken in die kerk. Ek begin beleef, ek lewe 2 lewens. Ek lewe 'n Sondaglewe, baie voorbeeldig, en ek lewe 'n ander lewe op 'n Maandag. En ek kom by die punt wat ek besef, ek moet 'n keuse maak. Toe is ek al 28. Nou baie jare na my 16 oorgawe aan die Here. En een aand, heel op my eie, sonder dat iemand vir my die evangelie vertel, ontmoet ek die Here, en hierdie keer gee ek myself vir hom, nie hom vir my nie. En hy gee my 'n belofte, 'n waarskuwing en 'n opdrag. Die waarskuwing het ek nie dadelik ter harte geneem nie, want ek het gedink, ag ja, wat, jy weet, dis nou 'n klein issuetjie daai. So, die belofte kom uit Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Ek sê, yes, dit klink nou vir my oulik. Die waarskuwing is net in die volgende vers wat ek nie gesnap het nie. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Nou wat ek toe nie geweet het nie, is party mense wat soos ek is, as die Here nou praat, dan hardloop ek al gister. En ek hardloop sommer in 'n rigting, voordat ek mooi gehoor het, waarna toe, dan moet die Here my gaan haal en 'n stang in my bek sit en my terugbring en vir my sê, hier is die pad wat jy moet loop. Maar dit sal ek nou later vertel, hoe dit gebeur, hoe dit nou in die realiteit uitgespeel het. Die opdrag was, begin 'n gebedsgroep by jou werk. Nou, julle moet weet, ek kom uit die danskultuur. Ek flirt met al die manne by die werk. Ek dra lekker kort minirokkies. Nou gaan ek by die werk 'n gebedsgroep begin. Gaan na die direkteur toe, ek vra toestemming daarvoor. Hy sê, ja, kondig dit in die teekamer af. Dit was vreemd. Maar daar begin iets van 'n openbare belydenis van jou geloof, wat ek nie toe verstaan het, hoekom die Here sekere goed sê nie, want as jy 'n openbare belydenis doen, wat ek eintlik gedoen het, toe ek belydenis afgelê het, dan gee die Here vir jou 'n groot genade, om op sy pad te begin stap. Maar daar het nog 2 goed, terselfdertyd gebeur, wat nie in 1976 gebeur het nie. Die eerste een is, ek kry 'n honger vir die woord. Dominee Solly Osroweg se dagstukkie boekie was nie meer genoeg nie. Daai een enkele versie met uitgekoude chewing gum, wat hy die sap gekry het en ek kry net die stukkie. Dit werk nie meer nie. En die woord word vir my lewendig. Een van die eerste mense wat ek in die woord ontdek is Petrus. Ek het nie geweet Petrus was 'n regte mens nie. So begin ek met die woord. En die tweede ding wat onmiddellik gebeur is ek kry begeerte om ander mense van Jesus te vertel. So begin ons in 1988 waar hierdie verandering begin het, vir 2 jaar saam met ander jong mense van my ouderdom begin ons 'n koffiekroeg in Potchefstroom se strate en ons doen straatwerk. Elke Vrydag en Saterdag aand, elke boemelaar, elke persoon wat in die aand window shopping doen, daai jare, het die evangelie gehoor. Waar gaan jy die dag as jy doodgaan? Okay, kom drink koffie, dan vertel ons vir jou. En daar ontdek ons dat daar goed bestaan soos demone.
Niemand weet hoe om 'n demoon uit te dryf nie, en ons het vreeslike dinge gedoen om hulle uitgedryf te kry. So later het ons besef, luister, ons weet te min, so ons roep toe 'n bietjie hulp in, wat eintlik maar net vir ons laat vertel het, niemand weet hoe om demone uit te dryf nie. In 1999 stuur my gemeente my, ek saam met 'n ouderling om 'n leraarskonferensie by KwaZulu-Natal te gaan bywoon, en daar kry ek vir die eerste keer 'n sondebesef. In al my wandel met die Here, het ek nie na hom toe gekom met 'n sondebesef en my sondes bely nie. Daar ontdek ek, 'n mens moet jou sondes by die Here by die naam bely. En ek het tot op daardie stadium glo net in Jesus en jy's gered. Nou kom ek agter, bely jou sondes, dan neem jy Jesus aan, dan is jy gered. En daar gebeur nog iets by KwaZulu-Natal en ek sien kruiskulturele evangelisasie. Ek sien swart mense wat langer as ek met die Here stap en wat 'n intieme verhouding met hom het, en ek sien hoe Jesus met absolute vreugde na hulle kyk. En in my hart word 'n saadjie geplant en 'n vraag: is ek nie dalk 'n sendeling nie? So ek begin nou daaraan dink, en ek bid saam met my dominee, hy is baie wys gewees. Hy sê vir my, gaan wag op die Here vir 'n week en vas en bid en kom terug met 'n woord. Ek het nog nie op die Here gewag nie. Ek weet nie om 'n woord by hom te kry nie. Ek weet nie hoe vas 'n mens nie. So ek bespreek vir my 'n kamertjie by 'n Christen organisasie en daar bly ek reg langs die kombuis. Elke oggend as hulle brood bak, dan sê ek vir die Here, ek weet nie wat is vas nie. Ek is net honger, is dit? Dis wat dit is. So besluit ek gaan in hierdie tydperk 'n lang boek in die Bybel lees, want ek weet nie wat om te doen nie, en ek moet 'n boek lees wat ek nog nooit voorheen gelees het nie, so ek besluit ek lees Jesaja. So as jy by Jesaja 6 kom, en jy dink nie die Here roep jou nie, dan weet ek nie. So Jesaja 6 sê die Here, wie sal gaan, wie kan ek stuur, en ek sê, okay, Here, hier is ek, stuur my. Daar gebeur 2 goed in my hart, 2 dinge wat ek sê, Here, maar ek kan nie gaan nie, hierdie 2 goed. Die een is, my ouma is baie oud, ek is baie lief vir haar, wat as sy doodgaan en ek is nie daar nie? Die tweede ding, wat van my hond? Daar leer ek, mens moet nie vir die Here sulke goed vra nie. Hy kan in jou hart kyk, hou dit maar daar, moet nie dit vir hom sê nie. En 2 weke na ek terug is, bel my ma my en sy sê, jou ouma lê op sterwe, kom groet haar. Maar ek weet waar gaan sy heen, so dis nie so erg nie. So, neem afskeid, okay, 2 weke na my ouma, bel my ma weer en sê, die hond moet uitgesit word. Nierversaking. Ek sê, Here, ek gaan nooit weer vir u sê, hier is iets wat ek nie voor kan sien nie. So ek het nou by daar gebly. Maar nou, vat hierdie predikant my op stappie vir stappie, toets eers hierdie visie by die huis, gaan plante 'n kerk daar by die hoenderplaas, hulle vra vir of 'n klein kerkie, so ons gaan plant 2 jaar, 'n kerkie net buite Potchefstroom, leer om die woord te bedien. Ek weet niks nie, ek preek al die preke wat ek in die sonnaarskool gehoor het en in die kerk gehoor het. En maar in hierdie tyd is daar 'n tolk, haar naam is Florence. Sy tolk vir my. En die eerste jaar, na Desember maand, hou ons 'n Kersfeespartytjie en ons gee vir elke persoon wat kerk toe gekom het en vir die kinders 'n geskenkie. So ek gee vir haar geskenkie. Nou moet julle weet, dis hier in die laat 80er, vroeë 90er jare. So gee vir haar geskenkie en sy kom en sy leun vorentoe en sy gee my 'n soen.
Ons het nie daai jare so gesoen nie. So ek besluit, okay, ek maak asof dit nie nou belangrik is nie. En ek gaan aan die einde van die volgende jaar het ek nou al besluit ek gaan voltyds sendingwerk doen. So ons neem afskeid en ek vra vir getuienisse vir die 2 jaar by die kerk. En sy spring op en sy sê, die dag toe jy my gesoen het, toe weet ek Jesus is regtig en hy het my lief. En ek dink, daai dag het sy Jesus ontmoet en ek is onbewus daarvan. En toe besef ek dat die Here se manier om 'n mens te gebruik is nie wat jy dink nie. So al die geprekery het nie vir haar by die Here uitgebring nie, maar 'n soen. Toe ek nou besluit ek gaan voltyds gaan, toe moet ek die koste bereken. En die kosteberekening was nogals moeilik. Ek moet my werkprys gee, sonder 'n salaris gaan ek nou werk. Ek moet my huis opgee. En die vraag wat 'n leier vir my vra in die sendingbeweging, hierdie roeping van jou, hoe ernstig is jy daarmee? Sê nou, daar kom nou 'n man in jou lewe en hy het nie die roeping nie. So, en dan moet mens nou ook nie vir die Here sommer net enigiets wat in jou kop kom sê nie. So ek sê, ag nee, wat die man moet maar bly, ek gaan nie nou vir hom. En die Here het my op daai woord gevat. Okay? So, maar die belofte wat die Here van my dadelik daar gee is, kan ek sonder 'n werk vir hom dien? Is waar Jesus sê in Markus 10, voorwaar ek sê vir julle, daar's niemand wat 'n huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en die evangelie verlaat. Hy gaan 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond kry. Ek het in meer as 100 huise geslaap in my pad met die Here. So ek wil net sê die Here se woord is waar. So ek begin voltyds vir die Here werk. Dis die hoogtepunt van die AD 2000 en Beyond movement. Ek weet nie of julle dit onthou nie. 'n Kerk vir elke bevolkingsgroep en elke persoon op aarde moet die evangelie hoor teen die jaar 2000. En 'n lied wat ons gesing het is I want to see the Lord come again in my generation. I want to see the Lord come again while I am alive. Kom ons gaan haal hy mense. Dis nog die lied wat die kerk moet sing. Want ons generasie wat hier sit, ons maak klaar en wat het jy gedoen om dit te kan regkry? Deel daarvan was bid deur die venster, dat ons bid dat onbereikte nasies sal oopgaan vir die evangelie en dit het gepaard gegaan met gebedsreise na moeilike lande toe waar daar nie evangeliste of sendelinge is nie. Geestelike oorlogvoering was deel daarvan en wat ons genoem het spiritual mapping, want jy moet uitvind wat gaan nou in die gees in daai land aan. En daar was 'n groot fokus op wat ons begin noem het high level spiritual warfare. Dit klink baie oulik, maar dit klink net oulik, want dit is eintlik nie iets wat ons kan doen nie. Dis iets wat Jesus klaar gedoen het. So hier begin ons nou met dit. En teen 2003 is ek baie moeg en geestelik uitgeput. Droog. Ek kan nie meer hierdie geestelike oorlogvoering doen nie. My baas het vir my gesê, al wat ons doen is ons te jaag die duiwel van Kaapstad tot in Messina en weer terug. Dis al, niks gebeur regtig nie. So ek vra 'n vriendin, kom bid saam met my, en sy wag saam met my op die Here, en die Here gee vir ons 3 woorde. Die eerste ene is, jy het die name van ander gode in jou mond. Sjoe, dit het vir my gevoel, asof ek afgode dien. En wat is dit? Dit is omdat ons gaan diep soek het. Wat is Satan se manier om mense in gevangenskap te hou? Goed gaan uitgrawe het, wat nie nodig is om te weet van die koninkryk van die duisternis nie. Die Bybel noem dit
the deep things of Satan in Openbaring. So my eerste reaksie is, okay, ek bedank uit spiritual mapping. Die tweede woord is, laat gaan die slawe vrou en haar kind. Ek sê, Here, dis Abraham en Hagar, wat het dit met my te doen? Die Here sê, dit is wanneer jy 'n profetiese woord hoor, en in plaas daarvan om te wag dat die Here dit vervul op sy tyd, gaan jy in die vlees en jy organiseer die vervulling van die profetiese woord. En jy kry 'n Ismael en nie 'n Isak nie. Daar's resultate, maar nie vrug nie. En dit besef ek, die profetiese beweging is 'n trap. Dit kan vir jou laat dinge doen wat die Here nie vir jou sê nie. Maar jy sê, dit ons praat, so daar's 'n klomp goed wat mens daaroor kan sê. So daar besluit ek is nou eers uit die profetiese beweging uit. Die derde woord is die Here sê vir my, jy veg die reuse aan die verkeerde kant van die rivier. Al wat julle doen geestelike oorlogvoering net om oorlog te voer. Julle wen nie grondgebied nie, en die grondgebied is nie Suid-Afrika nie, die grondgebied is harte van mense. Julle wen nie harte nie. So, nou vat ek 'n sabbatsjaar, want nou het ek nie eintlik werk nie, ek het nou alles bedank waar ek by betrokke was, en ek vat 'n sabbatsjaar, en deel van die sabbatsjaar gaan ek na 'n kursus toe in Skotland, sitting at the feet of Jesus. En tussen die periode is daar 'n tydjie wat ek nou kan rondry in Skotland, en ek ry, en ek sien 'n bordjie wat sê, Hebridiese eilande, en ek vaagweg onthou ek van 'n herlewing, wat daar plaasgevind het in 1949. Duncan Campbell was die prediker. En ek besluit ek gaan kyk. 'n klein dorpie Barwas. Toe ek daar aankom, toe dink ek, joh, ons het nie so klein dorpie in Suid-Afrika nie. En ek wag op die Here en ek vra, Here, praat met my. En daar's nog van die ouer mense in daai dorpie wat die Here ken, wat hom aangeneem het in daai herlewing. Maar terwyl ek daar is om op die Here wag, hoor ek duidelik 'n woord wat die Here vir my in my hart gee. En hy sê, julle soek herlewing, julle soek 'n ontwaking, julle soek dit verkeerd. Soek my vir myself, dan kom ek. Nie om Afrika te red nie. En ek snap, ons het elke keer as ons na hom toe kom, 'n agenda. Ons kom nooit na hom toe vir hom nie. En dis hoekom hy nie opdaag as ons bid vir herlewing nie. In hierdie proses het ek Andrew Murray ontdek, en dit wat hy noem, die hoër Christelike lewe, of totale oorgawe, en sterf van jouself. My probleem is, myself wou nie sterf nie. Ek het alles probeer, ek het daaraan gevra, moet mens geestelik selfmoord pleeg? Hoe moet jy dit doen? Ergens het ek 'n blokkasie gehad wat ek nie geweet het, ek snap iets nie, of ek weet nie presies wat dit is nie, want wat ek verstaan het, onder hierdie geestelike groei, is ek moet myself verbeter met geestelike dissiplines. Ek moet 'n beter self word. Die ding van, jy hou op lewe en Jesus moet deur jou lewe, was nooit verduidelik vir ons nie. So ek kastei myself, want ek is nie 'n beter mens nie. Ok, nou doen ek weer iets nie reg nie. So ure se Bybel lees, deurnag bid, vas, niks van dit werk nie, want myself wil nie sterf nie. En ek vind nie uit, hoe moet ek hom soek vir homself nie. Toe kom 2020, met COVID, en ek land in 'n geloofskrisis. Die eerste ding wat gebeur met ons almal, die kerk maak toe. En ons het 'n konferensie op Zoom, waar die persoon sê, die vorige keer toe die Here sy kerk toegemaak het, het hy sy volk in ballingskap gestuur. Kom ons vra vir hom, wys vir ons wat gaan aan. En die skrif wat ons bid is, deurgrond my, o God, en ken my hart.
Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Ewe braaf bid ek dit saam en die eerste skrif wat in my kop kom is Matteus 7 vers 22 tot 23 wat sê: Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. En hy sê vir my: Ek gaan eendag vir jou sê: Ek ken jou nie. En ek sê: Here, na al die jare wat ek U so soek, wil U vir my sê: Ek ken U nie. En my reaksie is: Goed, Here, hier is my bediening. Sê vir my, wat is nie reg nie? Wat sien U? Jy weet, en die Here het 'n snoeisker. Hy is baie skerp. En hy begin snoei. En hy sê: Hierdie goed wat julle doen, het geen vrug nie. Dis net dooie werke. En hy sny dit af. Daar gaan omtrent 50% van my betrokkenheid by dinge. Hierdie het min vrug. Ons kan kyk of ons dit kan red. En hierdie dra vrug. 10% dra vrug. So, ek sê: Here, ek kan nie dit glo dat dit so erg is nie, en hy snoei dit af, en hoe erger hy snoei, as hy begin snoei, dan snoei hy. So, vir die eerste keer in 30 jaar, verloor ek my blyplek, en die Here maak nie vir my nuwe plek oop nie. So, nou is ek 'n swerwer, nou is ek soos Abraham van een na die ander, en ons bediening sluit, en die Here dank my af. Hy maak al die deure toe wat hy deur jare oopgemaak het, en ek verloor my identiteit. Ek het nie 'n deur om te praat met mense nie, ek het nie die deur vir bediening nie, wat nou? En ek vat weer 'n sabbatical, sabbatsjaar. En in die sabbatsjaar is ons besig om deur die Bybel te lees in die jaar, en ons trek by Handelinge. En my eerste ding wat ek lees daarna is Petrus se preek op Pinksterdag. En vir die eerste keer sien ek die volle evangelie raak. Dis nie net Jesus het vir jou gesterf nie. Jesus het opgestaan. En die opstanding maak hom die Here. En ek sê die Here. En daar snap ek dat in al die jare was hy my verlosser, hy was my herder, hy was my voorsiener, maar hy was nie my Here nie. Ek het hom nie so geken nie. En die Heilige Gees verklaar hom die Here. Die werk van die Heilige Gees is om hom bekend te maak. Dis hoekom ek hom nie ken nie. Want daar is groot dele van hom wat ek glad nie ken nie. So, en ek ontdek hoe dat 'n verkeerde fokus deur die vyand gebruik word om 'n sluier oor die evangelie en oor Christus te trek in die kerk. Dinge wat lyk asof dit wonderlik is en goed is waarin ek deelgeneem het, wat min vrug of geen vrug dra nie, maar wat ons verskriklik besig hou, het 'n sluier oor, want Jesus, ons sien hom nie raak vir wie hy is nie. So toe ek nou hoor van die IFJJ, toe kom ek met 'n groot verwagting om weer Jesus as die sentrale plek in my lewe te hê. En die tweede dag by die IFJJ was my draaipunt. Richard se vraag is natuurlik: weet jy wie Jesus werklik is? En ek sê ek weet. Ek het dan nou net ontdek nou die dag. Jy weet? So hy het nou vir my 'n klomp goed vertel. Nou vertel hy God die Vader se fokus is die Seun en al daai wonderlike goed. Die skepping is vir die Seun, die mens is vir die Seun. Die Seun het omgang met die skepping en met die mens. God die Vader kan nie gesien word nie. En halfpad deur daai lesing sê ek, nee, wag, stop dit nou net hier. Nou wie is Jahwe dan? Wie het Jesaja gesien dan? En Jesegiel? En Daniel? Wie is die ouwe van daar?
gaan my vrae deur my kop, want in my teologie is God die Vader, die God van Israel. Jesus die Seun is die God van die kerk, saam met die Heilige Gees. En so, maar Richard antwoord mos nie mense vra nie. Hy sê, luister maar tot aan die einde. So ek kan nie na hom luister nie, want ek het nou die vraag in my kop, wie is Yahweh? Voordat ek nie daai antwoord het nie, hoor ek niks wat Richard verder sê nie. So daai nag skryf ek 'n doktorale tesis. Ek gaan deur die Bybel om te sien wie is Yahweh. Ek weet daarom iets en dit is, Jesus is die engel van die Here in die Ou Testament. Maar eers soek ek die Afrikaanse woord verskyn op, dat ek nou net weet hy verskyn, dat ek net weet wat beteken verskyn, weet? Miskien verstaan ek nie my eie taal nie. Wel, verskyn beteken sigbaar word of na vore kom. Na vore kom, lig vir my 'n sluier. OK, die Seun kom na vore, as daar met die mens te doen is. So, nou vra ek myself, wie is die engel van die Here in vergelyking met Yahweh? As die engel van die Here die voor die vlees geworde woord is, wie is hy? Ek kyk, die engel van die Here verskyn aan Abraham, stel hom voor aan Abraham as El Shaddai in Genesis 17, in Genesis 18 kom eet die engel van die Here saam met hom, lekker braaivleisie. Dan, die engel van die Here verskyn aan Moses in die brandende bos. Moses praat met hom, die engel identifiseer homself, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, bedoelende die engel sê, ek is El Shaddai. 'n paar verse verder, vra Moses vir die engel, wat moet ek nou vir die Israeliete sê, wie is u, wat is die naam? En die engel sê vir hom, ek is wie ek is. En ek dink, so die engel se naam is Yahweh. Dit is gevaarlike terrein, as jy nou nog nooit daar was nie. En hier ver onthou ek 'n skrif in die Nuwe Testament, Johannes 8, wat Jesus praat met die Fariseërs en sê, julle vader die duiwel, en hulle sê, maar ons het Abraham as ons vader, en Jesus sê, nee, ek ken vir Abraham, en hulle sê vir hom, hoe ken jy hom, hy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en Jesus antwoord, 'n vreemde antwoord, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, ek is. En ek dink, hy het homself geïdentifiseer. So, as hy dit sê, moet ek iets onthou. So met groot versigtigheid en ontzag en om nie godslasterlik te dink nie, vra ek vir hom, Here, is u Yahweh, wat Jesaja gesien het? So, dit staan in Jesaja 6, waar hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek Yahweh sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy soem die tempel vul. Die tweede is, Here, wat is Esegiel? Esegiel 8 vers 2, en hy kyk en sien 'n gestalte wat soos vuur lyk. En van sy belendene af onder toe, alles is vuur. Ek sê, Here, is u die een op daai wiele troon, op die gerubs? En ek onthou hierdie skrif, jy weet, dis snaaks as die Here met jou praat, hoe herinner jy jou aan skrif in Maleagi 3 vers 1, waar die Here vir Maleagi sê, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom, die Here na wie hulle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerte het. Ek sê, dis Yahweh. Hy kom weer na sy tempel toe. Die dag toe Jesus in die tempel instap, toe herken die Jode hom nie as hulle God Yahweh nie, want sy heerlikheid was nie sigbaar nie. En ek
beleef een van hierdie heilige oomblikke van Jesus is die vleesgeworde Yahweh. En dit wat in my inkom is daai oomblik van ek moet nou soos al hierdie manne voor hom op my knieë val. En ek moet soos Thomas sê, Here, vir die eerste keer sê ek, my Here en my God, vir die Jesus wat Yahweh is. En ek dink aan Jesus se gebed in Johannes 17, waar hy hierdie vreemde woorde bid, wat ek altyd gewonder het, wat bedoel hy regtig? Hy sê, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. En watter heerlikheid is dit? Dis die awesome heerlikheid wat Jesaja gesien het, en wat Esegiel, en wat die ouwe van daar was, wat op die troon gesit het. En ek besef, Jesus het gesê, ek en die Vader is een. So, die Vader is Yahweh, Jesus is Yahweh, die Gees is Yahweh, Yahweh is een. Die Shema van die Jode maak skielik vir my sin, want die een wat jy sien en sigbaar word, is die Seun. So na amper 50 jaar wat ek bewustelik vir Jesus geken het, vind ek die eerste keer uit, wie is hy regtig? So, die Bybel is nie in die heerlike ontdekkingsreis, en die spore van geregtigheid nou, is 'n reguit pad. Dis nie meer hierdie kronkelpad van hier na daar nie. So, ek wil dit bid dat elkeen van julle op hierdie pad saam met die goeie herder kom, en ontdek wie is hy regtig. Amen. Here Jesus, ons wil vanaand vir u sê, u naam is Yahweh verlos. Here, u heerlikheid was nie sigbaar terwyl hier op aarde was nie, maar nou is u sigbaar. Toe Johannes u sien in Openbaring 1, toe is u die seun van die mens en die seun van God in een wese. Ons wil u sien. Ons wil u ken, ons wil u ons knie voor u buig en sê, ons weet wie u is. Ons wil hê u moet ons ken. Here, ons wil nie eendag hoor, ek ken jou nie. Help vir ons, Here, om u te soek vir u self. Om nie afdraaipaaie te loop en ander goeders te soek wat nie vir nou is nie. Here, ons soek so na 'n land wat genees is, maar die harte van mense is stikkend. Hulle ken nie vir u nie. Ek vra dat u 'n nuwe ywer in ons harte wakker maak, om vir mense te gaan vertel wie is Jesus werklik. En dat hulle 'n oomblik kry, wat sê, my Here en my God. Dis wie u is. Dankie Here vir hierdie kursus wat ons by Riekert kan leer, maar eintlik is die kursus in u woord, Here. En u Gees leer vir ons. Heilige Gees, ek bid dat u Jesus in ons openbaar. Here Jesus, ek bid dat u die Vader vir ons openbaar. En Vader, ek bid dat u u Seun in ons gestalte gee, sodat ons soos u Seun sal lyk, deur u te ken, dat u ons ook ken. Dankie Vader. Amen. Dankie Elisabeth. Hoor gou hierdie mooi seënwense, wat sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, is nie net ons nie, maar ons saam met Jesus,
Nee, Vader, ons Vader. My Vader en julle Vader, sê Jesus. En die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, om hom te leer ken vir wie hy is. Amen en amen. Elke knie sal buig.